Vader, dankie dat ons in hierdie oggend in die teenwoordigheid van U kan wees. En Here, U het 'n besondere afspraak in hierdie plek. En as ek vanmôre kan bid, dan wil ek bid soos wat U gebid het. Laat U wil geskied vanmôre in hierdie plek. Ons wil geen beperking lê op U nie, Here. Maar inteendeel, vir ons vanmôre sê dat U sal beweeg, net soos wat U wil. Want ons vanmôre uit hierdie plek uitstap, dat ons vanmôre sal stil wees. En ons sal sê, my God weet alles. Ontmoet met ons. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil hier met die Bybel vat en ons gaan saam lees in Micha, die 7de hoofstuk, die woord van die Here. Ek gaan bly wees as jy saam met my gaan staan terwyl ons die woord lees. Baie dankie. Micha, die 7de hoofstuk, en ek gaan vir u lees vanaf die eerste vers, Ou Testament, bladsy 853, in die naslaan Bybel, die woord van die Here. Micha skrywe, hy sê, wee my, want ek het geword, soos na die insameling van somervrugte, soos die natrosse van die wynoes, geen tros om te eet nie. My siel begeer vroeë vye. Die vrome het verdwyn uit die land, en daar is geen opregte meer onder die mense nie. Hulle loer almal op bloed, hulle jaag elkeen sy broer met die net. Na die kwaad gaan die hande uit, om dit dapper te doen. Die volks eis, die regter vra betaling, en die grootman spreek die begeerte van sy siel uit, en hulle verdraai dit alles. Die beste van hulle is soos 'n doringstruik, die mees opregte erger as 'n doringheining. Die dag van jou wagte, jou besoeking, kom. Nou sal hulle verwarring daar wees. Vertrou geen metgesel nie. Maak op geen vriend staat nie. Let op die poorte van jou mond, teenoor haar wat in jou skoot lê. Want die seun minag die vader. Die dogter staan op teen haar moeder. Die skoondogters teen die skoonmoeders. Die man se vyande is sy huisgenote. Maar ek sal uitsien na die Here. Amen. Ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. Halleluja. Kom ons gee die Here net 'n lieflike hande klap saam. Ek kan maar die sitplek neem en ek wil hê dat u moet my vanmôre verdra. Vir die eenvoudige rede dat die Heilige Gees het vanmôre baie vroeg, u wat in die karavaan slaap, as u wakker geword het saam met my, dit was so tussen 2:30 en 2:15, toe jaag ambulansie verby en sy sirene is aan. En hy oomblik toe ek wakker word, toe sê God se Gees vir my, jy praat vanoggend oor God se wagkamer. Halleluja. Daarom is dit vir my noodsaaklik om eers die skouspel vir u te verduidelik, voordat ek u gaan invat in die spel wat besig is om op die theater se vloer af te speel. Wanneer ek praat van God
se wagkamer is dit vir my baie duidelik dat Michai toe hy uitroep en sê dat ek wil wag op die God van my huis. Dat hy dit ergens in sy gedagtegang gehad het dat ek Michai op 'n plek sal moet kom waar ek moet gaan sit. Was dit duidelik in sy denkrigting dat alhoewel hy hoeveel afsprake gehad het wat hy sou moes nakom, hy ergens die afsprake sou moes gekanselleer het. Hy het ergens by 'n plek gekom dat dit tot hom deurgedring het dat Micha, jy is die profeet van God. En jy is so besig met die werk van God, dat jy nooit by God se wagkamer uitkom, waar jy so bietjie alleen met God kan verkeer nie. En skielik is daar iets wat gebeur in Michai se lewe in. Ek gaan my later daaroor uitspreek om te verduidelik dat toe dit met Michai gebeur, toe besef hy een ding en dit is dat ek is nie op die plek waar ek die ander verwys na die wagkamer nie, maar ek persoonlik sal ook by die wagkamer van God moet uitkom. Dis maklik in die prima tyd om ander te verwys na die wagkamer. Dis maklik terwyl dit met jou goed gaan om vir jou broer en vir jou suster te sê dat weet God is daar, kom net by hom uit. Maar dis iets anders as iets met jou gebeur en jy besef, o God, ek sal by u moet uitkom en ek sal moet wag op die Here. Verdra my. Ek wil net verduidelik hoe dat hierdie skouspel se toneel opgestel is. Daar moet 'n ingang wees by die wagkamer. Geen persoon kan ergens deur 'n venster in die wagkamer wil inklim nie. Jesus skryf Johannes 10, hy sê, dis net die dief wat deur die venster klim. Daarom is dit belangrik dat u en ek vanmôre baie fyn sal luister na die opstel ten opsigte van die wagkamer. Want dit speel 'n baie belangrike rol vanmôre wanneer ons verder in die woord van die Here gaan inbeweeg. Die ingang van die wagkamer is vir my saamgestel in Johannes 10, die 9de vers waar die Bybel skrywe. En ek wil hê dat u moet hoor wie is besig om te praat. Ons het nie te doen hier met 'n kerklike organisasie nie. Ons het nie te doen hier met 'n denominasie nie. Ons het nie te doen met 'n konstitusie nie. Jesus skrywe en hy praat en hy word vasgevang deur die pen van die skrywer en hy sê ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en hy sal uitgaan en veiding vind. Halleluja. Ek wil vanmôre vir hierdie vergadering sê, die eerste wat u moet raak sien is die deur. Amen. Daar is net een deur en dit is Jesus Christus. Maar Jesus maak 'n baie duidelike verklaring in hierdie geleesde gedeelte. Wat eintlik vir my jammer is, in die opsig dat Jesus sê, dit is so dat hierdie deur maak weerskante toe oop. Hy kan laat inkom, maar ongelukkig in my oog gesien, laat hy ook dat mense uitgaan, wat beteken dat hulle wie ingekom het, bepaal self waar hy hom gaan bevind, het sy aan die binnekant of het sy aan die buitekant. Hoor jy wat ek vanmôre sê? Die tweede gedeelte van die wagkamer is vir my wanneer ek ingestap kom in die wagkamer, is daar altyd
'n ontvangsdame wat gereed sit om te ontvang. Amen. Jesus skryf en hy sê in Johannes, die 16de hoofstuk, die 7de vers, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggegaan het, dan stuur ek vir julle die trooster. Naamlik die Heilige Gees wat binne julle sal woon en hy sal julle leer en hy sal julle lei in alle waarheid. Wat beteken die tweede persoon wat u moet raak sien vanmôre in die ontvangslokaal? Dis die Heilige Gees wat bereid is om te luister, bereid is om te reageer, bereid is om jou op jou gemak te laat voel. Halleluja. Amen. Dit is so dat agter elke ontvangsdame is daar ook 'n kabinet wat lers bevat. Daniël 7 in die 10de vers skryf hy sê, kyk, die boeke is geopen. Beteken dat die inhoud van die lers is nie verborgen nie. Maar die inhoud daarvan is bekend. Eerste plek aan die sekretaresse, naamlik die Heilige Gees. Ek ken jou, ek weet van jou, jy kan my niks sê nie. Amen. Het is altyd vir my interessant dat wanneer jy by die wagkamer kom, hoe dat die sekretaresse vir jou sê, hoe gaan dit vanmôre met die hart? Sy ken die inhoud van die leer. Dis een aardig wat as sy vir jou sê, mevrou, hoe gaan dit vanmôre met jou? Ek onthou nog laas wat fout was met jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees weet alles, hy ken alles. Vir hom is daar niks verborgen nie. Loof God daarvoor. Halleluja. Daniël, die 20ste hoofstuk, skryf vir my, en hy sê vir my in die 12de vers hierdie woorde. Hy sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. As ek instap by die ontvangslokaal, dan maak sy eerste die dagboek oop en sy sê vir my, pastoor, ek wil net kyk, ja, jou afspraak is gereël. Die boek van die lewe bevat die name van hulle wie geregistreer is. Halleluja. 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 Is jy met my? Die boek van die lewe sê ja, jy is welkom om vanmôre hier te sit en te wag. En nou moet ek ongelukkig die toonbank vanmôre skoonmaak. En ek moet vanmôre vir julle sê, my broers, julle moet ongelukkig vanmôre gaan ondersit, want God wil julle ook in die wagkamer hê. Amen. Dankie orkes. Halleluja. Die Here wil vanmôre iets doen in hierdie plek. Halleluja. Ek is so bly, geen prediker is so groot dat God nie met hom ook kan praat. Die laaste gedeelte van die skouspel, voordat ek die toneel gaan laat afspeel, is agter die volgende toedeel, wat uitsluitlik op bevel van die een agter oopgemaak word. Die sekretaresse kan hom nie oopmaak nie. Die sekretaresse kan nie toestemming gee nie. Dis alleenlik wanneer die stem agter die deur sê, volgende, wat daar die deur oopgemaak kan word. Amen. U sien,
in die spreekkamer van die groot, die almagtige, die ondeurgrondelike God van alle eeue. Kan jy nie net instap nie? Want daar is 'n besondere spel wat besig is om gespeel te word agter die geslote deur, die muur wat skeiding maak. Halleluja. Jy sien ergens in die hoek van die spreekkamer is daar 'n weggesteekte kamera wat hulle wie in die wagkamer sit noukeurig monitor om te sien wat gebeur daar. Amen. Jy sien skielik verander die hele situasie. Toe gaan dit nie meer oor wat agter die muur gaan gebeur nie, maar dit gaan alles oor wat gebeur in God se wagkamer. Die een wat in die wagkamer sit, besef nie, daar's 'n weggesteekte kamera nie. Die weggesteekte kamera is nie daar op aandrang van die groot geneesheer nie. Wie hoekom is hy daar? Hy's daar op aandrang van sekuriteit. Agter die hoë muur sit die wagter van die siel van elkeen wat wag in die wagkamer. Amen. Daarso sit hy ewige God. En hy skilder vir jou die toneel wat agter die toedeur is. Job die 2de hoofstuk skryf in die Bybel. Hy sê op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om voor die Here te staan. En dis hy wat aandring, Here, ek soek die kamera in die wagkamer en ek wil langs die kom sit en ek wil die wys wat is besig om te gebeur aan die voorkant waarvan u niks weet nie. Daar is stilte. Want skielik besef God een aspek en dit is dat dit gaan nou oor reg en geregtigheid. Dit gaan hier oor, nie oor wie jy is, waar jy gebore is, wat jou stand is, waar jy bly nie. Nee, toe dit hier kom te besef God, nou gaan dit oor geloof en vertroue en keuses wat gemaak sal moet word. God besef, ek kan nie vandag 'n boodskapper stuur en sê, gaan sê met vir hulle, die duiwel is ook hier nie. Hy hoop, jy weet het. Hy hoop, wanneer jy kyk in die wagkamer, dat jy ergens die kamera sal sien. Hy sal weet, ek is besig om dopgehou te word. Amen. Michai is nie in die spreekkamer omdat hy sommer net voel om daar te wees nie. Michai is in die spreekkamer omdat hy ergens 'n sieknota wil hê om afgeboek te word nie. Michai sit in die spreekkamer omdat hy een begeerd het. En dit is, o God, ek het u nodig. My siel dors na u, o Here. Hy staan op van sy stoel af
En hy stap na die venster van die spreekkamer. Want jy sien, dit is wat buitekant gebeur het. Wat veroorsaak is, dat hy aan die binnekant is. En nou kyk hy deur die venster. En terwyl hy deur die venster kyk, is daar 'n paar dinge wat in sy geestesoog besig is om af te speel. Halleluja. Ek wil jy moet hoor van wie ek praat. Ek praat nie van net 'n man nie. Ek praat van God se profeet, Michael, God se monster. Oh my God. Amen. Yes. Hy kyk deur die venster. Yes. Yes. En langs hom wil ek staan vanmôre. En ek wil vir hom sê, Michael, wat ervaar jy? Jy moet onthou, God se man. Jy moet onthou, 'n man wat gesê het, so spreek die Here. Amen. Hy kyk deur die venster. Yes. En weet wat sê? Hy sê, weer my, want ek het klaar geword. Ja. Amen. Ek is nie nog in die proses nie. Dis nie nog 'n wording nie. Ek is klaar. Soos na die insameling van die somervrugte niks het oorgebly nie. Amen. Die land is leeg. Daar is niks. Inteendeel, ek glo, is daar nie net 'n vrye boom wat ergens net 'n vy sal gee, dat ek net kan eet nie. Ek het gesoek, want ek wil my hart ergens uitpraat. Hy kyk deur die venster. Hy sê ergens, dit gekom het, en met mense gepraat het. Toe vind ek uit, nie een van hulle is betroubaar nie. Toe ek hart oopmaak, toe gaan vertel hulle. Toe ek sê, bid saam met my, toe verkoop hulle my uit. Wat maak jy, Michael? Ek het 'n fout gemaak. Ek soek ergens om net te kom. Ek wil wag op my God. Halleluja. Hy draai na my toe. En hy sê vir my, Dani, ek wil jou waarsku. Vertrou nie jou metgesel nie. Maak die staat op vriende nie. Wat in die krisis oomblik is hulle nie daar nie. Hulle het hulle eie belange. En dan kyk hy in die huis. Hy sê, weet wat sien ek in die huis? Die seun staan teen die pa op. Die dogter teen die moeder. Weet wat ek vir jou sê, Dani? Ons het by 'n plek gekom waar ons bankrot is. Ons is uitverkoop. Dis hoekom ek hier sit. Ek moet by God uitkom. Ek wil wag op die God van my heil. Hy wie gister is, hy wie vandag is, hy wat sal wees tot in alle ewigheid. Ek soek hom, ek wil by hom uitkom, ek wil met hom praat. Yes. Langs hom in diezelfde wachtkamer kyk ek in die besoekboek en ek stap vanmôre vroeg na die ontvangsdame, die Heilige Gees. En ek sê vir haar, ek verneem hoe jou
bekonstig die dagboek. Hier was ook 'n man met die naam van Job wat hier gesit het. En toe maak sy die leer van my oop. 19 jaar sit hy dag en nag die wagkamer. Ek wag vir die God van my heil. Hoor jy kind van die Here? Ek het by 'n plek gekom. My oë is gevestig op die deur. Sal ek die volgende wees? 7 dae sit sy vriende dag en nag. Hulle is daar. Hulle kom op 'n plek waar hulle vir ons sê, luister, die deur kan oop en toe maak. As jy wil wag, ons gaan nie meer wag nie. Ons gaan loop. Ons gaan uit. Hoe dan maar? As julle man net bereid was om die 19 jaar saam met Job te wag, sou julle gesien het. Amen. Amen. Kan nie wag nie. Job, verskoon ons. Ons gaan loop. En toe sy vriende so omdraai. En hulle stoot die deur van binnekant af oop. Toe roep hy die woorde. Hy sê, al sou God my doodmaak, nog sal ek hom lief hê. Geen om wat gebeur nie. Ek weet. Halleluja. Gespreid om te wag. Totdat hy my roep, al sterf ek in sy wagkamer. Ek weet, hy is in staat om my weer lewendig te maak. Halleluja. Sy vrou is die laaste een wat langs hom opstaan. En sy sê vir hom, Job, jy het jou vriende verloor. Job, jy het jou seuns verloor. Michael het gesê, seun teenoor vader, dogter teenoor moeder. Hulle steek jou. En sy sê vir hom, ek dink, ek gaan ook hardloop. En sy staan op. En Job besef, dis 'n toedeel. Ek weet hoe lang gaan hy toe wees nie. Of dis sy wat loop. Ek sal met 'n keuse maak. En die kameras, die muur, is die video besig om te reflecteer. En die duivel sê vir God, ek wil sien, wat gaan hy maak? Halleluja. God kan nie. Die sekretaris se God bel. As hy sê net vir Job, bly net, dis baie na my nie. Job, as ek jou nog nooit vertrou het nie, vertrou ek jou nou om te bly sit. En Job kyk haar agterna. En hy sê, die Here het gegee. En die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Here. En toe God het sien, toe swel sy hart. Hier is 'n man wat bereid is om te wag, ongeag die dreigemente. Yes, halleluja. En sien, ek moet jou vanmôre in die wagkamer ontmoet. Want jy sien, die wagkamer vraag geweldig baie.
die wagkamer waar jy werklik getoets word. Amen. Yes. Ja. Amen. Ja. Die kamera speel. Die duiwel kyk Ja. en God kyk. En ergens moet God stil bly, want hy mag nie ingryp nie. Hy is vasgevang deur die besluitneming van 'n mens wat in die wagkamer wag. Yes. Hoe lank gaan jy wag? Hoe lank is jy bereid te wees om stil te sit? Ek het hulle gesien hoe hulle in die sitplekke opstaan. Die sekretaresse kom en sê dit was my afspraaktyd. Waar is God nou? Yes. Yes. Ek het hulle gehoor by die sterfbed van 'n geliefde. Wanneer die laaste asem uitgeblaas word, dan spring hulle op, gryp hulle hare en roep uit, God wil kom, het jy nie meer oopgemaak nie. Ja. Yes. Sit vanmôre man en vrou op hierdie plek, wat meer as eenmaal in die wagkamer sy stoel opgespring het, gaan klop met die trooster, gesê, maak God wakker, slaap hy, waar is hy? Dis in die wagkamer, waar jy onder die oë van die duiwel en onder die oë van God dopgehou word. Amen. Jy sien, die wagkamer dwing jou tot stilte. Die wagkamer dwing jou om weg te kyk van die kamera. Van daar kan die mens nog manifesteer. Amen. Maar wanneer jy siek is, gee jy nie om wat die kamera sien nie. Dan draai jou oor weg van die kamera en jy begin kyk na die deur. Wanneer kraak hy, is dit nie my naam wat volgende geroep word nie. Ek gee nie om wat die ander sê nie. Ek gee nie om wat die ander dink nie. O God, is ek nie die volgende een wat die gaan roep nie. Yes. Ek wag op die God van my heilige. Halleluja. Jy sien, Yes. die wagkamer bring karakter na vore. Yes. Amen. Wat veel Yes. het ek werklik te doen? Yes. Die wagkamer haal die mondbakkie af. Halleluja. Die wagkamer van die innerlijke weg naar die innerlijke geopenbaar kan word. Yes. Halleluja. Dis die wagkamer wat vir my sê, nou, Wega, het jy by jouself uitgekom. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is nie hier sommer net in God se wagkamer nie. Iets het jou vanmôre hiernatoe gedryf. Halleluja. Oh my. Yes. Yes. Amen. Dalk die finansies nie. Dalk nie 'n nuwe huis nie. Dalk nie 'n nuwe motor nie. Maar weet wat sê Michael? My siel honger. My siel honger. Ek is hier. My siel honger na God. Halleluja. Ek is moeg vir mense. Ek is moeg vir die klap op die skouer. Ek is moeg. Ek wil hoor, wat is God se uitspraak oor my vanmôre? Yes.
naarmate dit my beurt word, begin die spanning al hoe groter word. Naarmate ek nader kom, want jy sien daar se oomblik wanneer die afspraakboek verval. Tyd is nie meer tyd nie. Uur is nie meer uur nie. En dan gaan dit oor sitplek. Dit gaan oor die individu. Dit gaan oor die volgende een wat opskuif na die deur toe. Amen. Yes, my God. Jy sien, is dan wanneer ek besef, Here, dis nie my broer nie, dis nie my suster nie, dis ek, o God, wat U nodig het. Yes, hallelujah. Pastoor, ek het my vrou gebring, God weet jy nie jou vrou gebring, jy het jou gebring. Pastoor, ek het my kinders gebring, God weet jy nie jou kinders gebring nie, jy is ook in die ry op pad na die roep. Yes. Terwyl my gehad daar sit, van die eerste keer, Yes. toe praat hy sy hart uit. Jy sien, terwyl jy ver is, kan jy baie dinge wegsteek. Amen. Terwyl jy ver is, kan jy groot mond wees. Terwyl jy ver is, kan jy ander verwys. Maar wanneer jy weer nader kom, dan weet jy en God weet. Hallelujah. Toe die volgende ry is, toe sê Dani, ek het ergens laat hier skemer, maar ek wou nie bely nie. Hy sê, ek het mos vir jou gesê, so nie verbygaan. So nie verbygaan. En ek vir jou gesê, let op die woorde van jou mond, teenoor haar wat in jou skoot lê. Ek het gehoop, dit sal vir God aanvaarbaar is, maar toe hy ver in die ry staan, toe kon hy so moeilijks praat. Maar toe hy nader kom, toe sê hy, nou is ek die volgende, nou sal ek moet praat. En wie wat roep hy uit? Hy sê, wees nie bly oor my nie, my vijanden. Jy, wat in my skoot gelet, jy het nie weer ek my mond opgemaak het, jy het my laat val, God weet, ek het geval. Die duivel kyk op die skerm, en hy sê, wat nou? En God kyk op die skerm, en in sy vaders hart, sy daar is 'n deur, op die hemel van Golgotha, wat oopgemaak is, deur sy wonde, deur sy bloed, is daar reiniging, en sy hart weet hy, Michael, as jy net by die tafel kan uitkom. Yes. 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 Ek gee nie om, hoe ver jy geval het. Ek gee nie om, hoe diep jy gesak het nie. Ek gee nie om, hoe groot dat jou teleurstellings is nie. Ek God kyk na jou, ek kyk deur die kamera, en wat ek vir jou wil sê is, jy is my seun, jy is my dogter. Want het nie uitloop nie, dan is dit verby. Yes. Yes, hallelujah. Yes. Jesus is ook daar. Yes, hallelujah.
Ek sê vir die trooster, trek vir my Jesus. Sal ek weet hy was ook in die wagkamer. Ek wil net lees. En ek lees toe in Mattheus die 6de hoofstuk. Bergpredikasie. Halleluja. Die duivels hardloop. Die blindes sien. Die kreupels loop. Die malaatses word gereinig. Dit gaan goed. Die disciples kom by hom en sê vir hom, Here, leer ons om te bid. En in sy glorie, op die bergtop van ons, sê Jesus, wanneer julle bid, moet julle so bid, Onse Vader, wat in die hemel is. En dan gaan die gebed aan, en hy sê, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En hy staan buitekant die spreekkamer, terwyl het goed gaan, en hy sê vir hulle, dis wat julle moet doen. 20 hoofstukke verder, toe sit hy in die spreekkamer. Yes. En hy sê, ek is ook hier. Yes. My God, Halleluja. my God, waarom het u my verlaat? Yes. Die disciples is weg. Halleluja. Die genesings het opgehou. Die blindes bly blind. Die kreupels loop by die kerke. En daar speel die videokamera. En die duivel kyk. En hy kyk na God. En hy sê, wat nou? Yes. God kyk na die skerm. Daar is geen interaksie nie. God kan nie uitkom nie. God kan nie praat met die trooster nie. Hy kan niks doen nie. Hy staan voor die skerm. Dis die twee koninkryke wat daar speel deur mekaar. Nou wat God sê, Jesus, nee. Halleluja. Oh my God, my God. Yes. En skielik, toe manifesteer Yes. 'n demoon aan die ene kant. En hy sê van, as u die siel van God is, laat ons afken. Ja. Maar God stem nie nou nie. Yes. 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 Halleluja. Halleluja. Jezus, as jy nou omdraai, verloor ons mag nie. Yes. En Jezus kyk. Met sy laaste krag. Toe roep hy, in die hande. En hy kyk, dat die kamera is in die hande. Yes. Beveel ek my gees. Yes. Halleluja. En hy deel wat sak sy op. Wat hy weet, die lag het oorwin. Hy weet, duisternis moet wyk. Hy weet, die opvakker is God se koninkryk. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hy het nie nodig gehad om met hy om te praat nie. Hy het so self geloop. Van toe weet hy, dit is volbring. Hallelujah. Vanmorgen
sit jy in die wagkamer Yes. van God. Yes. Ek weet nie hoeveel jaar nie. Ja. Voel ek die woordheid van die Here. Yes. Sal die orgelis vir ons kon speel. Yes. Jesus, gaan nou hier verby. Yes. My sussie, ek weet nie, hoe lang wag jy op die Here nie? Weet nie. Hallelujah. Maar al wat ek weet, Yes. God weet wanneer om die deur oop te maak. Hallelujah. Ek is gekom. Dis afspraaktyd. Yes. Dis ingrypingsoomblik. Yes. My kind, jy het nie verstaan wat gaan agter die muur aan nie. Kom sit hier by my van die plek van die duiwel. Yes. En dan vat God die video en die videomachine. Amen. En hy sê dit is al die kruishout vasgenaam, skuldbrief. Hy het sonde geword sodat julle kan lewe. Hy het gesterwe sodat julle kan lewe. En hy vat hom. En hy gooi hom. Dankie Here. En die diepte van die see. Dankie Here. Halleluja. So dis nie belangrik nie. Ek het 'n ander video wat ek wil uithaal, wat ek vir jou wil opsit. As jy maar jy het mos in die wagkamer, het jy die leer van Job gelees. Ja. Yes. God namaste. Jy het net gelees vandat toe hy by my uitgeloop het. Jy het nie die res van die video gesien nie. Sit net hier, ek wil vir jou speel. Halleluja. En God het vir Job teruggegee. Ja. Nee. O Dani, kyk net. Ek wil vir jou die einde van die verhaal speel. Yes. Wat vir jou lyk na wanhoop. Ek het 'n ander gedeelte wat klaar opgevang is. Kyk hier. God namaste. Wonderlama Jezus. Yes. Hallelujah. Jy het Jesus se leer gelees. Maar ek wil eind. Die eindste wil ek vir jou speel. En die derde dag, toe staan hy op. En hy triomfeer oor die dood en die hel. En hy neem die ewige lewe op. En niemand kan het wegvat nie. Halleluja. Dankie Here. Dani, ek wil net gou jou laaste stukkie ook net in die masjien sit. Ek wil net vir jou speel. Yes. Al gaan jy ook in 'n taal van doodskade doen. Yes. Halleluja. Jy sal geen onheil vrees nie. Kyk net wie slaas jy. Ek is met julle tot aan die volleinding toe. Christus tyd, Here. Wag op my. Ek is daar. Ek sien jou. Ek weet van jou al sien jy my nie. Yes. Ja. My vertroue is in jou. Yes. En daar staan ek by die sterfbed.
En die kanker vreet die lewe uit die liggaam. En dan wag sy in die wagkamer. Want God is mos nie laat nie. Amen. Halleluja. En dan sterf sy. En dan wil die ander in die wagkamer uitroep en sê, sien julle, daar is nie 'n God nie. En laat weet God maar net so deur die trooster. Dis my wil. Sy sal nie weer deur die deur kom nie, sy bly sonder weer. Hy bly sonder weer. Julle sal dit weer sien. Halleluja. Halleluja. God maak die foute nie. Mens moet nie maar sê, God maak die foute nie. Nee. Yes, halleluja. God kyk vanmôre na jou en na my. Yes, En God sê vanmôre, daar is 'n deur. yes. Want ek nie uitloop nie. Wag net op my. Jy staat volgende my broer. My suster, ek weet nie. Jy staat volgende wanneer God gesê het, kom maar. Kom maar. Ek het hoeveel maal ek in 'n wagkamer gesit. En dan kom die stem oor die interkom. En die stem roep uit. En hy sê volgende. En dan sê die sekretaresse Daniel Pieter van Bos. En dan sê die ander, is daar so iemand? Sê, is dit nie die man wat nou net geloop het nie? Ag, hoe jammer. Uit so pas. Selfspraak by God verloor. Yes. Hey. My God, my God. Vir my oor sluit elke hoof gebuig en niemand kyk rond nie. Kanama Sant Angelik Bergen. Ek wil Heilige Gees geleentheid gee om jou te bedien. Dis in hierdie oomblik wanneer jy 'n ontdekking maak van jou emosie. En 'n hart van klip word so sag soos klei. Want jy weet, God praat nou. Dis nie daar nie wat praat nie. God praat nou met jou. Dis in hierdie oomblik wanneer jy te doen kry met jou innerlike. Jouself. Jy kyk nou nie meer na jou vrou nie. Jy kyk nie na jou man nie. Jy weet, God praat met jou. Jy my seun. Jy my dogter. Dis in hierdie oomblikke wanneer jy geduld leer. En vir jouself moet sê, Gees, word stil voor God. Hy is in beheer. Dis in hierdie oomblik wanneer jy uitvind die medelee wat God wil jy moet hê met die ander. Dis in hierdie oomblik wanneer jy leer om die persoon agter die deur te vertrou. God sien kom nie. Terwyl God se Gees besig is, wil ek 'n paar oomblikke my vestig op die videokamera. Meneer, mevrou, vriend, vriende,
Jy sit dalk ergens in die TV-kamer en jy is besig om hierdie videoband te kyk. En jy sê vir jouself, ek wens ek was daar. En nie nodig om hier te wees nie. Miskien is jy besig om te luister na hierdie klankbaan wat iemand vir jou gee. En nie nodig om hier te wees nie. Hierdie prediker wil vanmôre vir jou sê, dieselfde God wat vanmôre praat met hierdie gehoor, is dieselfde God wat nou na jou kyk. Of jou sien nie nou uitloop nie. Ek ken nie die krisis van jou siel nie. Dalk roep jy na God vir maande vir oorwinning oor 'n krisis in jou lewe. Ek weet nie. Maar al voor wie wil vra, bly net in God se wagkamer. Is dat volgende. God het afspraak met jou. God het 'n ingryping vir jou. Wil jy elke oog gesluit is niemand rondom nie. God se Gees praat nou met jou. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, laat my net sit asseblief. Laat jy maar in jou sitplek opstaan. Doe dit nou. Dankie. 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 Jy het 'n keuse. Jy kan vanmôre opstaan en uitloop en sê, ek gaan nie langer wag nie. Of ek kan vanmôre sê, my God, ek wag op die God van my huis. Net U kan my nou help. Dankie. Dankie, my broer. Dankie, my suster. Dankie. Ek sien hoe dat die videokamera van God se koninkryk vanmôre oor hierdie vergadering swaai. God is besig om die lens op jou te laat val en te sê, wat gaan jy maak? Gaan jy loop of gaan jy bly? Laaste geleentheid. O, kanabana moshete. Ja, maar Jesus. Nikita Ravandusina. Landarabondirikiti. Durus Saravaya Surukutikabata. Yenedu Kustianti. Lasaman Kushemen. Inandur Kutida. Lavandur Kutianda Samanda. Riedu. Kisina Lavasarayendur Kutianti. Lavayedu. Kitidur Kutianda Lakasamanda Lavasyayendu. Ushabayedu. Ishina Lavanda Lavasyayendu. Ushabedu. Kumanda Lavasyayendu. Steek net jou hand in die lig daar waar jy is. Ek wou vir jou gebid het, maar God se Gees sê vir my, jy moet nou vir jouself bid. God wil hoor wat sê jy. Dis reg. Die duiwel kyk na jou, God kyk na jou. As jy uitloop wen die duiwel. As jy uitloop, verloor God, kan dit nie toelaat nie.
sekond het ek jou hand gevat en gesê, Boyse, dis jou keuse. Dis jou keuse. Sien ons vanmôre, o Here. Sien ons. Ons mag U nie teleurstel nie. Ons mag nie ongeduldig word nie. Ons mag nie kortsigtig wees nie. Laat ons sien soos God sien. Ek vra dit in Jesus naam. Sê vir die dankie daarvoor, Here. Ben in jou hande by persoon laat jy sê, ag Here, ek wil net my sussie vashou. Ek wil net my body vashou. Jy weet, jou man wou al uitgeloop het. Daar het jy vanmorgen in die wachtkamer ingekom vir 'n laaste keer om te sê, as God nie vanmorgen praat nie, loop hy. Loop hy. Jy weet, jou vrou wil opgee, my broer. Jy weet, jou vrou wil nie meer wag nie. Jy weet, vat ek haar aan en sê, ek gaan jou vashou, maar na God se inspraak, ek gaan jou vashou, jy mag nie loop nie. Maar die sussie, jy mag nie loop nie. Jy moet bly. Jy staan die volgende Heer. Sê net vir die persoon dat jy bly net nog 'n bietjie toe. Sê maar, bly net nog 'n bietjie asseblief. Ons stap in die deur. Pastoor, ek wil vir jou sê, bly net nog 'n bietjie. Wag op die God van jou heen. Wag op die God van jou heen. Sê net vir hom dankie. Ek gaan oorgee, Pastoor Floors, baie dankie.